van vrede onder die Suiderkruis. Wyl stemme uit die ou verlede oor sterrevelde reis. Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke byer? Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Genade vir julle en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, Immanuel, God met ons, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons tema is vanmôre, Immanuel, God se liefde kom na ons toe. En ons het verskeie skriflesings uit verskeie tekste vanoggend, en ek sal dit so deur die loop van die prediking vir u voorhou. Ons gaan egter saam lees uit Jesaja 7 vers 14, Matteus 1 vers 23 en dan ook Matteus 2 vers 1 en 2 en 9 tot 11. Die 4de kers brand, die kers van liefde. Dit is vanoggend die 4de Adventssondag. Vir die afgelope 4 weke bou die afwagting op en Kersfees kom al hoe nader. Ons het die gebruik in ons gemeente om elke week 'n adventskers aan te steek. En met die aansteek van die 4de adventskers staan ons eintlik op heilige grond. Die eerste kers het hoop aangekondig, die tweede vrede en die derde vreugde. En vandag brand die 4de kers liefde. Nie 'n oppervlakkige, sentimentele liefde nie, maar 'n liefde wat beweeg, wat afdaal, wat vlees en bloed word. 'n liefde wat 'n wêreld binnegaan, wat donker, verdeeld en seer is. En juis in hierdie ruimte brand vandag hierdie 4de adventskers, die kers van liefde. Nie 'n harde, eisende liefde nie. Nie 'n liefde wat sê, maak jouself reg en dan sal God naby kom nie. Maar 'n sagte en 'n standhoudende liefde wat fluister, ek is reeds hier. Advent is nie net 'n wagtyd vir Kersfees nie. Dit is 'n wagtyd waarin God self na ons toe beweeg. Soos Karl Barth dit stel, the Christian faith is not a religion of ascent, but of descent. God comes down to us. Advent vertel die storie van God se liefde, wat nie op 'n afstand bly nie. Dit openbaar die Here reeds vir ons deur die profeet Jesaja. In Jesaja kom die belofte van liefde in 'n onsekere tyd. Lees saam met my Jesaja 7 vers 14. Om Advent reg te verstaan, moet ons ook die wêreld verstaan wat Jesaja raak sien. En Jesaja speel in 734 voor Christus af in 'n tyd van politieke spanning en groot vrees. Koning Agas van Juda is vasgevang tussen hierdie magtige wêreldryke. Koning Agas is bang, vyande dreig, die toekoms lyk onseker, die volk is onseker oor môre. Dit is nie 'n romantiese wêreld nie. Dit is 'n wêreld vol spanning en politieke intrige en innerlike angs. En dit is juist daar, in 'n tyd van angs, dat God 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Die naam Immanuel beteken God met ons. En hierdie profesie is nie eers bedoel as 'n romantiese Kersverhaal nie, maar as 'n woord van liefde en trou in 'n krisistyd. God sê as te ware, ek los julle nie alleen nie. Let op, God beloof nie eers veiligheid of politieke oorwinning nie. God beloof teenwoordigheid. Immanuel, God met ons. Ek het 'n bietjie gaan kyk wat van die groot teoloë gesê het oor die koms van Jesus en Dietrich Bonhoeffer, wat self in 'n tyd van groot politieke en morele krisis geleef het. Hy skryf die volgende, hy sê, God is not ashamed of the lowliness of human beings. God marches right in. Hy skryf ook in 'n tronk daar in Nazi-Duitsland, God is with us in the darkest, not as a solution, but as a presence. Met ander woorde, hierdie liefde is nie bang vir die werklikheid nie. Vandag se wêreld
is nie minder onseker nie. Daar's oorlog, ekonomiese druk, gesinne wat verbrokkel, mense wat eensaam is. Maar Advent sê, God se liefde kom juis hier. Nie eendag as alles reg is nie. God se liefde beteken nie dat alles dadelik gaan regkom nie, maar eerder dat ons nie alleen is nie. In die Nuwe Testament skryf Matteus, daar kry die liefde 'n naam en 'n gesig. Matteus 1 vers 23, eeue later, neem Matteus hierdie eindse profesie van Jesaja op en hy sê, dit alles het gebeur, sodat vervul sou word, wat die Here deur die profeet gesê het. God se liefde bly nie 'n belofte op papier nie, dit word mens. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem, God met ons. Hier word God se liefde konkreet, nie net 'n idee nie, nie 'n beginsel nie, maar 'n persoon. Die ou kerkvader Augustinus verwoord dit so. Hy sê, hy wat ons gemaak het een van ons geword, sodat hy ons weer nuut kan maak. Is dit nie mooi nie? God word een van ons, om ons te vernuwe. En verder skryf hy ook, God is lief vir ons, nie omdat ons so liefdevol is nie, maar omdat hy ons liefdevol wil maak. Die geboorte van Jesus is God se besluit om naby te kom, selfs toe die mensdom hom nie gesoek het nie. En dit is opvallend hoe God kies om te kom. Geen trompette, geen weermagte, geen paleis. Let op, God kies nie 'n paleis nie, maar 'n jong meisie en 'n onseker man Josef. Nie 'n troon nie, maar 'n krib. 'n Kind wat afhanklik is van ander. Liefde werk anders as mag. Jesus se geboorte sê vir ons, God se liefde raak aan ons wêreld, aan werklike liggame, werklike gesinne, werklike pyn, in 'n wêreld wat waarde heg aan status en sukses en aansien, wys God se liefde 'n ander pad. Hy wys vir ons nederigheid, hy wys diensbaarheid, teenwoordigheid. Daar is geen kamer in jou lewe waar God nie kan inkom nie. Nie jou vrese nie, nie jou vrae nie, nie eens jou skuld nie. God se liefde kom nie om ons te oorrompel nie, maar eerder om ons te dra. Want sy liefde is anders. Sy liefde is liefde wat grense oorsteek. En dit sê Matteus 2 vers 1 en 2 vir ons. Wanneer hy vertel van die wyse manne, lees dit saam met my. Daar het wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra, waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Hierdie manne was nie Jode nie. Hulle was buitestanders, sterrekykers, waarskynlik geleerdes uit Persië of Babylon. God se liefde sluit niemand uit nie. Hulle is nie deel van die verbondsvolk nie, en tog is hulle deel van God se plan. Geskiedkundig was dit ongewoon dat mense van so ver sou reis vir 'n Joodse kind. En tog trek die liefde hulle nader. God se lig skyn buite die grense van Israel. Johannes Calvin skryf, in die wyse manne sien ons die eerste vrug van die heidene wat deur God se genade nader getrek word. God laat geloof op onverwagte plekke opvlam. En vandag vra dit vir ons presies dieselfde. Wie sien ons as buitestanders? Wie dink ons behoort nie regtig hier in ons kring nie? Liefde maak ons oë oop vir mense wat anders is. Want God se liefde is groter as ons grense. Het jy dit al reg gekry om jou grense te skuif? Wie is vandag se wyse manne in jou lewe? Mense wat nie soos ons dink nie, nie soos ons glo nie, nie soos ons leef nie, en tog opdaag as deel van God se plan. God se plan is liefde wat ly en volhard. Matteus 2 vers 9 en 10, lees dit ook saam met my. En kyk, die ster wat hulle gesien het voor hulle uitgegaan, en toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Die ster lei hulle stadig, nie alles op een slag nie. Die reis was lank, onseker en gevaarlik, en tog hou hulle aan in liefde volhard. So werk God se liefde dikwels ook met ons. Hy gee ons net genoeg lig vir die volgende treetjie. Adventliefde is nie 'n gevoel nie, dis 'n pad wat gestap word. En soms verstaan ons nie alles nie, maar ons volg die lig wat ons het. Jy hoef nie vandag alles te verstaan nie. Jy hoef net vandag te vertrou. So C.S. Lewis sê, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen,
Not only because I see it, but because by it I see everything else. God se liefde is liefde wat gee. Matteus 2 vers 11. Hulle het hulle skatte oopgemaak en geskenke gebring, goud, wierook en mirre. Die wyse manne kniel, hulle gee, liefde buig, ware liefde word gegee. Nie in oorvloed nie, maar dit wat kosbaar is. Hierdie geskenke wys vooruit na Jesus se hele lewe. Goud verwys na die koning Jesus, wierook na die goddelikheid van hom en God se teenwoordigheid, en dan natuurlik ook die mirre, die lyding en die dood, die liefde, kyk verder as vandag. Dit is bereid om op te offer. Moeder Teresa se woord pas so mooi hierby. Sy het gesê, gee wat jy het, dit mag dalk min wees, maar dit sal altyd genoeg wees. Liefde vandag is konkreet en lewensveranderend. Wat beteken dit vir ons hier en nou? Liefde beteken teenwoordigheid, om by iemand te sit wat seer het, om stadig en sag te wees met mekaar, om deernis te hê. Daar is nie kits oplossings vir seer nie. Wanneer daardie woorde uit is, dan kan dit nooit weer teruggetrek word nie. Liefde beteken keuses om anders te leef as hierdie wêreld. En is dit nie tog so moeilik nie? Ons kan so vinnig oordeel, ons kan so vinnig vingerwys en reageer, maar ons kry dit nie reg om anders te leef as hierdie wêreld nie. Liefde beteken dapperheid, om grense te oorsteek. Liefde is nie altyd net groot dade nie, dis dikwels getrouheid in die klein dingetjies. Moeder Teresa het ook gesê, not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Is dit nie kragtige woorde nie? 'n oproep, 'n stukkie vergifnis, 'n broodjie, 'n luisterende oor? Dit alles word heilige dade wanneer dit uit liefde gebeur. Wat vat jy saam van hierdie 4de Advent Sondag? God se liefde het mens geword sodat ons liefde kan word verander. Advent eindig nie by die krib nie, dit begin juist daar. Mag ons hierdie Advent mense wees wat God se nabyheid dra na 'n wêreld wat smag daarna. En soos Bonnie vir dit stel, die kerk kan slegs kerk wees wanneer dit bestaan verander. En dan wil ek so in hakkies bysit, nie net vir myself nie. Mag hierdie Advent ons leer om God se liefde te ontvang, om dit te leef en om dit te gee. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die liefde wat nie op 'n afstand bly nie. Dankie dat U mens geword het, Immanuel, God met ons. Kom woon in ons harte en bring rus in ons onrus, lig in ons donkerte en liefde in ons woorde en dade. Leer ons om daardie liefde sigbaar te maak in ons gebroke wêreld. Gebruik ons woorde, ons hande en ons harte, sodat ons ander deur U kan laat sien. Kom woon in ons, Here, sodat ons 'n verskil kan maak tot die eer van U naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag God se hoop vir jou 'n anker wees midde hopeloosheid van hierdie wêreld. Mag God se vrede oor jou hart en verstand die wag hou, en mag God se vreugde jou dra, ook deur hartseer tye. Mag God se liefde vir jou so 'n werklikheid wees, dat ander God in jou sal beleef. Amen. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons gegee het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, gee aan God die eer, skenk ons 'n helder somer Kersfees in hierdie land, o Heer. Kersfees kom, gee